As ons kyk na vraag 3 van 2017, dan sien ons 'n klip word opwaarts gegooi, die klip draai om en val tot op die grond. Die aanvanklike spoed is 12 meter per sekonde. Nou, volgens my konvensie waar ek af as positief gebruik, sal VI, die aanvanklike spoed, sal minus 12 meter per sekonde wees. As jy daardie as positief wil gebruik en jy wil op as positief gebruik, jy's welkom om dit te doen, maar in hierdie video gebruik ek af as positief. H gaan gelyk wees aan die verandering in vertikale verplasing en dit gaan ook positief wees want ons begin by A en ons eindig op die grond en dan sê hulle vir ons ignoreer die effekte van lugweerstand, so beweging vind slegs plaas onder die invloed van gravitasieversnelling. En wat beteken dit? Dit beteken ons het te make met vryval. Eerstens moet ons die tyd bereken wat klip A neem om sy maksimum hoogte te bereik. So kom ek illustreer dit. Ons wil die tyd bereken vanaf die opwaartse projektering van die klip tot by daardie punt. So begin die tyd daar en ons wil weet hoe lank neem dit vir daai klip A om die maksimum hoogte te bereik. As ons dan kyk na ons formuleblad, dan sien ons het die finale snelheid, want ons finale snelheid, ongeag wat jou konvensie vir positief of negatief is, gaan 0 wees, want die klip kom tot stilstand voordat dit weer val. Ons beginsnelheid het ons, en in ons geval gaan dit minus 12 wees, want ons gebruik afwaarts as positief, ons werk met gravitasieversnelling, en ons kan met ander woorde, ons tyd bereken. As ons dus vergelyking 1 gebruik, dan sien ons dat die finale snelheid is gelyk aan die aanvanklike snelheid plus versnelling maal met die verandering in tyd. Die aanvanklike snelheid is minus 12 meter per sekonde plus gravitasieversnelling is 9,8 en dan het ons delta T. En ons weet dat die finale snelheid gaan 0 wees, want is daarbo waar die klip tot stilstand kom. So as ons dan delta T herskryf, dan sien ons dit gaan wees 0, minus en minus beteken plus 12 gedeel deur 9,8 en dan kry ons dat daardie tyd is 1,22 sekondes. Nou, wat goed is, as jy daardie bereken en jy kry 'n negatiewe waarde, dan moet jy weet jy het iewers 'n fout begaan, want ons kan nie teruggaan in tyd nie. Tyd se waarde kan nie negatief wees in die berekening van hierdie somme nie. So maak seker dat daai tydwaarde positief is. Dis sommer net 'n wenk vir die pad vorentoe. Op dieselfde oomblik wat klip A opwaarts geprojekteer word, word klip B vanaf dieselfde hoogte met 'n onbekende spoed V vertikaal afwaarts gegooi. Met ander woorde, nie vanuit rus nie, dit word gegooi. Wanneer klip A sy maksimum hoogte bereik, en wanneer is dit? Onthou, vorige som, dit is by 'n tydstip van 1,22 sekondes. Wat gebeur by 1,22 sekondes? Dan is die spoed van klip B 3V. En nou wat ons moet doen is, ons moet spoed V bereken. Kom ons kyk. Ons het ons finale snelheid. Wat is ons finale snelheid? Wel, dis 3V. En dan ons beginsnelheid is VI, in hierdie geval gaan dit V wees, plus A, gravitasieversnelling, maal met delta T. En dit gaan wees by 1,22 sekondes. So, by 1,22 sekondes, weet ons, is die snelheid 3V. Ons begin met V, want dit is vir ons gegee as die onbekende spoed V, waarmee
klip B begin. En dan gaan ons bytel gravitasieversnelling, dis 9,8 en dan ons verandering in tyd, ons weet dit is 1,22 sekondes. En dan kry ons dat 2V is gelyk aan 9,8 maal 1,22, dis 11,956 en dan deel ons dit deur 2 beide kante en dan sien ons beginsnelheid, positiewe waarde 5,98 meter per sekonde. So bal B word teen 'n spoed van 5,98 meter per sekonde afwaarts gegooi. Kyk na die animasie. Klip A gaan opbeweeg, terugbeweeg na sy aanvanklike posisie en sodra klip A weer by sy aanvanklike posisie is, gaan klip B die grond tref. Kom ons kyk. Klip A gaan op, klip B begin val, klip A terug by aanvanklike posisie en onmiddellik dan tref klip B die grond. So, kom ons bereken hoogte H. Eerstens, hoe lank neem dit vir klip B om die grond te tref? Wel, vir klip A om op te beweeg, het ons gesien daai opwaartse beweging was 1,22 sekondes. Om terug te beweeg gaan ook 1,22 sekondes wees. So ons weet dat die totale tyd gaan gelyk wees aan 2 maal 1,22 en dit is gelyk aan 2,44 sekondes. Dit neem met ander woorde klip B 2,44 sekondes om die grond te tref. En nou gaan ons bloot op ons formuleblad kyk en ons sien dat die verandering in vertikale verplasing is die beginsnelheid maal met delta T plus half A delta T en daai gaan ons kwadreer. So H is gelyk aan delta Y, so H is gelyk aan delta Y is gelyk aan. Wat is my beginsnelheid? Nou afwaarts 5,98. Ons het dit reeds bereken. Die tyd is 1,22. Wat tel ons by? Half maal 9,8 meter per sekonde kwadraat maal met 2,44 sekondes en dit gaan ons ook kwadreer. En as ek dit uitreken, kry ek 43,76 meter en dit gaan 'n positiewe waarde wees want afwaarts is positief. Laaste vraag, skets die grafiek. In hierdie geval wil hulle die snelheid tydgrafieke hê vir die volledige bewegings van klip A en klip B op dieselfde assestelsel. Nou sê hulle ook die tyd wat dit klip A neem om sy maksimum hoogte te bereik, dit moet aangedui word, so dit sal wees 1,22 sekondes. Die snelheid waarmee klip B afwaarts gegooi word en dis daai 5,98 meter per sekonde. Nou, ons kan ook kyk na klip A, jy moet onthou, begin snelheid is minus 12 meter per sekonde. Jy weet dat die gravitasieversnelling konstant is en as die gravitasieversnelling konstant is, dan gaan die snelheid 'n reguit lyn wees, diagonaal opwaarts. So dit kan jy klaar sê en omdat die gravitasieversnelling vir A en B dieselfde is, gaan die gradiënte van A en B presies dieselfde wees. So kom ons kyk na hoe hierdie grafieke gaan lyk. Soos jy kan sien vir klip A begin hierso by minus 12. By 1,22 sekondes is die snelheid 0. Onthou die klip gaan op, klip A kom tot stilstand, 0 en beweeg af. Met ander woorde, as ek 1,22 sekondes op die x-as gekry het en ek het minus 12 op my y-as, kan ek letterlik net daai lyn
ekstrapoleer. Dis basies die lyn. Nou, wat jy wel dan moet gaan uitwerk, maar dis nie nodig nie, is net hoe lank dit dan neem vir klip A om die grond te tref, en ek het daardie gaan uitwerk, dit was nie deel van die som nie. Kom ons kyk na klip B, begin teen 5,98 en is afwaarts, dis hoekom dit aan die positiewe kant is, en ons weet, daai punt daarso is 2,44 sekondes, en ons weet dan tref klip B die grond. En dis hoekom die grafiek eindig by 2,44 sekondes, skielik afkom, en ons kan basies daai twee lyne trek, hulle sal parallel aan mekaar wees. Hoekom? Want jou gradiënt is G, is 9,8 meter per sekonde kwadraat, en dis hoekom daai twee lyne parallel aan mekaar is. Maar kyk asseblief na hierdie grafieke, en maak seker, jy kan dit self ook teken en bemeester. Kyk asseblief na jou opskrif indien dit nodig is. Kyk na die benoeming van jou asse met die nodige eenhede ingesluit.